Goeiemôre almal. Dis 'n voorreg om die woord van die Here te kan bedien. Waar mens dit ook al doen. Wêreldwyd is dit 'n gebeurtenis wat elke Sondag gebeur, maar so leef ons dit ook elke dag. Dit word deel van ons geïntegreerde leefstyl. Of ten minste ons streef daarna. En ek wonder soms daar waar jy is, besig is met jou geloofstryd, waar bevind jy jou nou in hierdie tyd? Waarmee is jy besig in jou lewe en wat is die uitdagings? En ek wil hê ons moet sommer net so 'n oomblik stil raak en net daar waar jy is, kom ons gee onsself vir die Here. Here, vandag is ons gebed, ons wil wat sê, ons wil kom stil word hier by u voete. Ons wil luister wat u vir ons wil sê. Here, spreek ook deur die woord tot elkeen van ons. Amen. Baie bekende Psalm wat ek vandag gaan saamlees, Psalm 46. Kom ons lees dit saam. Vir die musiekleier van die Koragiete op jong vroue 'n lied. God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Daarom sal ons nie bang wees nie wanneer die aarde skud en berge wankel in die hart van die see nie. Sy waters kan maar woed, kan maar skuim. Berge kan maar bewe in sy dreuning. Daar is 'n rivier, sy watervore verskaf vreugde aan die stad van God, die heiligste woonplek van die Allerhoogste. Ja, God is in haar midde, sy sal nie wankel nie. God sal haar help wanneer die oggend aanbreek. Nasies was onstuimig, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem laat hoor, die aarde sidder. Die Here, heerser oor alle magte, is met ons. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Kom kyk na die dade van die Here. Hy wat skrikwekkende dinge op aarde doen. Wat oorloë laat ophou tot aan die einde van die aarde. Bo breek hy stikkend en hy verpletter spiese. Waans verbrand hy in die vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo die nasies, ek is verhewe bo die aarde. Die Here, heerser oor alle magte, is met ons. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Tot sover. Wanneer ons deesdae in gesprekke met mekaar is, ondervind ek tog, ek sluit myself daarbey in, dat ek baie keer in die rede geval word, of selfs mense in die rede val. Mens luister mense nie meer uit nie, mense maak nie hulle sinne klaar nie, want ons kop is so aan die gang, dat ons 'n antwoord op alles wil gee. So wanneer mense besig is om te praat, dit wat hulle sê, skakel by ons dadelik 'n klomp konnotasies aan. 'n Persoon sal persoonlik dalk iets met jou deel oor waarvoor hulle bang is en jou eie vrese kom dalk op en jy begin daaroor praat. Mense kan mekaar mis nie. Dis nie lekker wanneer jy in die rede geval word nie. En soms moet ons erken dat ons self dit doen nie. Luister ons nog na mekaar? Luister God nog na ons? Dis tog die vraag. Hy luister dalk, maar praat ons dalk op 'n manier wat ons self heeltyd in die rede val. Dat ons eintlik self oplossings soek
vir die probleme. Ons geloofsredes, dit hoe ons oor die lewe dink, hoe ek en jy oor God dink, hoe ons oor die wêreld dink, word elke dag deur verskillende stemme geïnfiltreer. Ons leer van God se liefde, ons ervaar dit soms, baie keer, ons ervaar sy genade, en dan kom die stemme van doodslag en moord, van aardbewings, van alles wat ons bewus van raak, skielik op 'n nuusflits kom dit na vore. Ons kan baie keer ons geloofsredes nie klaarmaak nie, want daar's verskillende stemme wat op ons lewe inspeel, nie, wat dit moeilik maak. En baie keer dan gryp ons terug na die Bybel en dan kom daar psalms op soos Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En ons voel baie keer dat ons onsself bedrieg, nie. Want die stemme wat in ons ore invluister en baie keer inskree, vertel net so 'n ander storie. Dat dit wat ons beleef en dit wat ons hoor en dit wat ons sien, amper in tweestryd is met dit wat ek en jy elke dag ervaar, wat ons sien. En ons sukkel om ongestoord by God rus te vind, nie. Of die stemme skree harder en ons raak al hoe besiger. En ons probeer onsself met ons eie sinnigheid, probeer ons dan probleme oplos, selfs in die geloof, nader tot God, en dis vir ons moeilik, want baie keer is dit net so, dat dit vir ons voel asof God se stem stil raak. En in hierdie psalm is dit ook so, die psalm speel dalk af teen die volk wat besig is om te verloor, teen die Sanherib 700 voor Christus, daai jare, waar Jesaja ook na verwys. Dit kan wees dat die volk baie bang is, dat hulle baie bekommerd is. So dit is amper 'n stemme wat in hierdie mense inskreeu, waar Jerusalem en die Sionstad die teenwoordigheid van God weerspieël en mense bymekaar kom. En dan sing hulle hierdie lied om te midde van moeilike tye, te midde van stemme wat anders skree, te midde van chaos magte in die kosmos, né? Mooi daai woord, as mens die Hebreëus gaan kyk, die aarde, die kosmos, die chaos magte, die aarde wat nie sal wankel nie as die chaos magte daaroor spoel, die waters en die see. Dan skryf hulle dat dit in hierdie tyd is wat hulle sê, God vir ons 'n toevlug en sterkte, nie. Mooi om ook te sien dat in die Hebreëus die werkwoord uitgelaat is, is wel nou ingevoeg. Maar as mens na die Hebreëus gaan kyk, is daar nie die woordjie is nie, nee, in die Hebreëus nie. Om die klem te laat val op God wat 'n toevlug is, en sterk is. Die woorde word baie sterker beklemtoon. God is vindbaar. Jy kan hom vind. Wanneer mens na die aarde en alles kyk, en na die oorloë, na die volke wat bedreig is, ons ook na die wêreld kyk, na alles wat gebeur, die chaos magte, die natuurrampe, die oorstromings en alles, kan ek en jy ook mos soms bang wees en moed opgee, en ons geloofslewe net meer vrae het as antwoord, en hierdie psalmdigters het hierdie lied gesing, is 'n vertrouenslied, nee, is 'n kultuslied. Hulle het mekaar in die kultus, in die samekoms van die gelowiges gereeld herinner aan wie God is, nie. Want ons kan so maklik dink aan wat God vir ons doen. Wat God vir ons kan doen.
En die fokus kan so op die gawes van God val, dat ons iets van God self vergeet, van wie hy in werklikheid vir my en vir jou is. Hy is vindbaar, hy is die God van Jakob. Hy is die een wat by ons is. En die wêreld kan, soos vir hierdie volk, net so anders lyk, nie. Alles lyk net so groter daar buite, en die magte en die kragte, vir gelowiges wat soms soos 'n kind vertrou in die Here stel, kan ons soms dalk baie keer begin wonder oor hierdie saak van vertroue in 'n wêreld waar daar soveel magte en kragte in speel, nie. Dis hierso dan ook, as mense na die tweede gedeelte van die gefokus is op God wat daar is en vindbaar is, en selfs in die kosmos, in die chaos, in die moeilikheid van die wêreld is, dui hy ook op hierdie rivier, amper soos 'n rustige rivier. Is eintlik al vreemd, nê? Want Jerusalem het eintlik nie riviere nie. As jy na kaarte van Jerusalem gaan kyk in die omgewing, is dit amper hier half simbolies om te praat van die rustigheid en die vrede van hierdie rivier en onstuimige tye, waar daar ander stede, die stede van die vyande en die stede van magte en kragte in die wêreld, as jy na al die groot stede van die wêreld gaan kyk, is meeste van al die groot stede gebou rondom magtige riviere, waar skepe kan invaar. Dink nou maar aan New York en Washington en net die twee wat ek gesien het in Amerika. Al die groot stede in Chicago is by water, nie. Reg rondom die wêreld, die groot magtige stede is hierdie bron van water wat 'n bron van lewe is. En wanneer dit hierso staan, is dit eintlik anders, nie. Want daar's nie groot riviere rondom hierdie stad, Godstad, Sionstad nie. En dit is baie mooi om te kyk dat die Gihon-fontein, wat ook later die Siloam-poele wat ons baie van lees in die Nuwe Testament, was hierdie rustige teenwoordigheid en 'n manier hoe God onderaards, wanneer hierdie magte en kragte van ander wêrelde wat inspeel op mense se lewens en wat mense sterk is en groot is as gevolg van hulle groot riviere, is hierdie simboliek van God wat altyd sorg onderaards, wanneer dit op die oppervlak lyk asof alles kan vergaan en vernietig kan word, in die wêreld die mekaar is dit 'n simbool van God, wat daai tyd ook heeltyd, selfs tydens oorlog, selfs tydens droogte, was hierdie fontein van Gihon altyd daar vir water, nie. Altyd 'n bron waar mense krag gekry het om in die oorlog in te gaan, en waar mense water gehad het om te drink, en God hulle so stil gevoed het, onderskraag het. Daarom ook die God van Jakob, deur die hand word steeds u volk gevoed. Hy herinner ook in hierdie Psalm baie mooi aan iets van God wat heeltyd voed, wat heeltyd daar is, nie, maar ek en jy leef ook in 'n wêreld waar dit lyk asof die ander stemme besig is om ons geloofstemme dood te druk. Of ons net baie keer nie meer kan moed hou nie. Nie weet waar ons gaan tuiskom nie. Ons vra altyd dat God ons beskutting moet wees, dat God saam ons op reis moet gaan, dat God ons moet beskerm, en wanneer die lewe sy ander kant, sy kruiskant, sy donker kant, sy doodskant na ons toe gooi, en ons op 'n manier die vrae net meer word as die antwoorde, dan is dit dalk dat ons iets in ons geloof dalk juist mis. Soos vir hierdie psalmdigter wat hy half wil hê mense moet tot inkeer kom, tot inkeer kom, amper 'n nuwe bekering, dat God
dat God self die beskutting is. Dat ons in God is. Eerder as dat wat hy vir ons moet bied. Want die oomblik as my lewe so raak, dat dit iets is wat ek moet ontvang, nie, en iets is wat ek self kan regkry of bekom, dan gaan dit vir my in my geloof werklik 'n struikelblok word die dag as die dood kom, en as die kruis kom, en as die siekte kom, en as die magte en kragte in die wêreld so op my en jou inspeel, dat dit voel, dit is nou die laaste, dis die einde, want die wêreld beweeg, die wêreld beweeg, die magte en die kragte is besig om hulle spiere te bult, en ons kan dalk ook bang raak, En ons wil God vra om ons dalk te vrywaar van al die seer in ons lewe en die persoonlike dinge wat ons wil hê, nie met ons en met ons kinders moet gebeur nie. En wonder bo wonder gebeur dit ook, Skenk God dit. Maar God is gans anders, hy's meer as dit. Hy skenk ons nie net die beskutting nie, hy is dit. Hy's meer as wat ek en jy dink, en hy wil hê, en daarom sê hy hierdie ding van hierdie oorloë en alles wat kom, en die wêrelde wat skuif, en volke wat hulle spiere bult, en dat hy sê, maar vuurwaans sal ek vernietig, en strydwaans. So God se almag, hierdie vertrouenslied oor wie God is, verskuif. Dit sit God op 'n heel ander plek, was die groote en almagtige God wat vindbaar is, baie naby, wat by jou is. Ek en jy is ook in hom. Ons is veilig in hom, nie dit wat hy net bied nie, maar dit wie hy is, wat hy werklik vir ons is. En dan is die vraag, as ek en jy, as die storm so in jou lewe besig is om dalk al hoe meer te raak, as die vraag baie meer is as die antwoorde, en as jy besig is om self jou planne te maak en jou dinge te doen, en jy hoor verskillende stemme, jy raak dalk bang oor 'n siekte wat oor jou uitgespreek is. Jy raak dalk bang oor jou finansiële sekuriteit. Jy raak dalk bang vir die toestand waarin ons land is, en die polisie is, en die wêreld en sy magte is. Jy raak dalk bang as jy al die natuurrampe sien, en jy kyk dalk alles mis, Laat jouself toe dat om jouself in die rede te val. Laat jouself toe om dat God jou in die rede val, Dat God sommer in jou rede inval met hierdie, soos wat hy ook vir hierdie volk wat 'n vertrouenslied sing, amper soos 'n profetiese stem wat dui van daai tyd, die hede en die toekoms. Ons noem dit ook sommer die eskatologiese perspektief, is die mooi woord. Laat God toe om ook tot in die toekoms jou in die rede te val, dat jy so kan leef, omdat God jou gevind het, Want dis geloof, En dat hy vindbaar is. En hy in jou oor fluister, dalk het uitskreeu wanneer jy besig is om dalk moed te verloor. Bedaar. Raak rustig. Raak kalm. En herken dat ek God is. Want daarin is 'n groot waarheid en 'n rustigheid, Jy kan mos nou indink as selfs die dood oor jou lewe geskryf staan. Jy kan mos nou indink as die slegste van slegste met my en jou kan gebeur, iets wat dalk al met jou gebeur het, dat daai stem midde van dit,
Jy sal nie daarvan gespaar nie, maar midde in dit alles kom sê hy, maar dit is ook wat aan die kruis gebeur, laat daai kruiskant in ons lewe kan inkom, en op 'n manier vir ons rustigheid gee vir die nou. Nie oor wat ons wil hê God aan ons moet doen nie, maar oor wie God vir ons is. Bedaar en erken dat God is. Laat God jou in die rede val. Amen. We gaan sommer net geleentheid gee dat jy met jou geloofsrede waar jy op jou lewenspad is, dat jy met die Here daaroor kan praat. En my gebed is dat jy ook jou gebed sal afsluit met die wete en kan sê, ek bedaar en erken dat God is. Ek gee geleentheid waar jy jou rede met God kan deurpraat. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Afkondigings, NG Kerk Groot Brakrivier, 16 tot 23 November. Sondag 16 November 2025, erediens om 9:00, Dominee Dani Goosen. Dis vandag die biddag vir beskermingsdienste. Daar sal doop wees, maar geen kategese. Kleuterkerk in die konsistorie. Spesiale offer vir kankervereniging by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal baie welkom. Groenkloof preek om 10:00, ook Dominee Dani Goosen. Dinsdag 18 November, 'n musiekstorie om 10:00 in die kerksaal, slegs vir persone wat bespreek het. Die kerkraad vergader om 1800 in die kerksaal, onder voorsitterskap van Willem de Pre. Ons vra asseblief u voorbidding vir die vergadering. Woensdag 19 November, kooroefening by die orgel om 4:15. Daar is Marida se telefoonnommer indien jy wil skakel, 082-471-0751. Alle belangstellendes baie welkom. Sondag 23 November. Die erediens om 9:00, Dominee Herman Burger. Geen kategese, kleuterkerk in die konsistorie. Daar sal 'n spesiale offer vir Radio Feba by die deure wees. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal welkom. Groenkloof preek om 10:00 digitaal. Die kerssangdiens om 1900 U mag dit nie misloop nie. Dit gaan pragtig wees. Die NG Kerk Groot Brakrivier se kerssangdiens, ek herhaal net weer, Sondag die 23ste, 1900 Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar, wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Die leraars besoek nuwe intrekkers, indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Dan is ons weer by ons bedieninge. Ons eerste bediening is ons getuienisbediening, wolwedans boodskap, sop en brood. Baie dankie aan almal wat so getrou help met die voorsiening van sop.
vir 115 gesinne elke 2 weke. Die uitreikdatums vir die 4de kwartaal is 19 November en 10 Desember. Behoeftes vir getuienisprojekte. Daar is deurlopend behoefte aan wol. Ons benodig asseblief ook 'n enkelbed en indien moontlik 'n matras vir 'n ouma in Wolwedans. Ons waardeer die oop harte en hande opreg. Wolwedans Kersprojek. Ons maak gereed vir die afsluiting van hierdie jaar se uitreike na Wolwedans. Ons gaan vir 115 gesinne elk 'n aankoopkaart van R475 reeds die fondse van 5 donateurs ontvang. Baie dankie aan elkeen van hulle. Gee om kos aan te koop oor die tydperk wat ons nie besoek gaan bring nie. Ons benodig wel hulp om vir 175 kindertjies 'n bederfpakkie te gee. Enige bydrae kan by die kerkkantoor ingedien word, asseblief. Omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoort. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Omgeebediening. Gevulde koffieflesse vir Kersfees. Dis weer sulke tyd. 'n Geleentheid om 'n ontvanger van ons kospakkies met 'n geskenkbottel te verras. Leë koffiebottels wat versier kan word, is in die omgeehouers in die voorportaal. Vul dit asseblief met iets soos lekkers, koekies. Bind dan 'n klein geskenkie, byvoorbeeld 'n vaatdoek buite daaraan vas en plaas 'n boodskapie binne-in. Handig by kerkkantoor terug in die houer voor einde November. Baie dankie vir almal wie so getrou kruideniersware skenk vir ons omgehouer voor in die kerk. Ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, bymekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalsbesoeke en dies meer. Hulp met inkopies, ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede, uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Kontak vir Rihanna Brits by 081 039 8853 of Riet Jans van Rensburg 082 928 9625. Die Groenewald Fonds. Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewald Fonds sluit op 30 November 2025. Die voorgeskrewe vorm is by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel asseblief die kerkkantoor indien u enige verdere inligting benodig. Aktiwiteite. Sondag 14 Desember, Grootbrak Senior Persone Vereniging nooi u vriendelik uit na Carols by Candlelight op die Markplein oorkant die munisipale gebou in Grootbrakrivier. U is welkom om die volle Bybel uitverkoping katalogus by die kerkkantoor te kom besigtig en ook u bestelling deur die kantoor te plaas. Afleweringskostes word dan verdeel deur die aantal persone wat bestel. By elke geleentheid wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Daarom moet jy waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Efesiërs 6 vers 18. Ons bid vir Feba Radio hierdie week. Prys God vir sy seën op Feba Mali en vir sy voorsiening wat hulle op die lig hou. Ons webwerf nggrootbrak.co.za
Erediensbediening, die skakel na die YouTube familie erediens van 16 November, gelei deur Dominee Dani Gooset, is beskikbaar. Die Bybelstudiereeks, die skep van asem vir vandag, 'n heerlike begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke, die potterbakker en sy klei. Die weeklikse afkondigings op die webtuiste, indien u wil seker maak van enige iets. Leraars, Dominee Dani Goosen, Dominee Shanay Viljoen. Adres Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525, telefoon 044 620 2205. Ons webwerf adres net weer vir u, www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.